Goeiedag graad 11. Vandag is julle bemarkingskonsultante. Ons ondersoek 'n produk van 'n idee tot die winkelrak en hoe dit ontwikkel word. So, kom ons spring in. As ons na hierdie twee produkte kyk op die skerm, daar's 'n produk A en 'n produk B. Watter produk sou jy eers kies en waarom? Ek wil hê julle moet dink aan die voorkoms, die ontwerp, die verpakking en die herkenbaarheid van wat julle op hierdie skerm sien. En ek dink as ons saamstem, sal almal eerder na produk B toe gaan, want hy lyk net meer aanloklik. So, waar produk A geen naam het nie, dit is 'n swak verpakking, daar's geen inligting wat aan ons deurgegee is nie. Vir produk B is dit daar's 'n duidelike naam, daar's sterk verpakking, dit het vir ons baie inligting wat daar staan. En ek voel net as julle reeds besluite oor die ontwerpverpakking en handelsmerk kan raak sien, hierdie besluite vorm deel van 'n onderneming se produkbeleid. So, teen die einde van hierdie les wil ek hê julle moet na hierdie 5 doelwitte kan doen, maar grootendeels fokus ons op die 4 elemente van 'n produkbeleid. En ek wil hê julle moet regtig oplet deur hierdie les, want ons gaan hierdie 4 elemente die heeltyd toepas, prakties toepas deur die loop van die les. So ons gaan die produkbeleid gaan ek vir julle definieer en kortliks verduidelik, en ons gaan die 4 elemente kan identifiseer, en ek wil hê julle moet dit kan onderskeid tref tussen die 4 elemente op 'n werklike produk en of op 'n fiktiewe produk. Dan gaan ons die produk se probleme kan ontleed, en dan hoe gaan ons eendag vir 'n kliënt kan verduidelik, as ons 'n bemarkingskonsultant is, hoe gaan die produk verbeter? En dan gaan ons ook kyk na die belange van die produkbeleid, 'n vermededingende voordeel, en hoe ons dit gaan verduidelik aan hulle en aan ons kliënte. So, 'n onderneming se bemarkingsaktiwiteite bestaan uit 4 kerndele, maar vandag gaan ons slegs fokus op die produkbeleid. Dit is die produkbeleid en die prysbeleid en die distribusiebeleid en die kommunikasiebeleid. Dit is alles bemarkingskenmerke. Dit is kernbemarkingsbeleide. So dit is belangrik dat ons daai verstaan. Daar is 4 kernbemarkingsbeleide, maar vandag fokus ons net op produkbeleid. As ons gou net vinnig na dit kyk, produkbeleid handel oor die produk self, prysbeleid handel oor wat die produk kos, distribusiebeleid handel oor waar en hoe die produk beskikbaar gestel word. En dan jou kommunikasiebeleid handel oor hoe die onderneming die produk bekendstel en bevorder. En maar soos ek gesê het, vandag gaan ons net fokus op die produkbeleid. So waarom kan 'n goeie produk steeds onsuksesvol wees? Kom ons kyk eers, wat is 'n produkbeleid? 'n Produkbeleid verwys na die besluite wat 'n onderneming oor sy produk neem, om die behoeftes van die verbruikers en die teikenmark te voorsien. So hulle kies 'n teikenmark en dis hulle verbruiker, en dit is wat hulle gaan voorsien aan daai verbruiker. So, die 4 elemente wat ons daarna gaan kyk is produkontwikkeling, produkontwerp, verpakking en dan handelsmerk. So as ons daaraan dink, so ek wil graag hê, vat 'n rukkie, dink vir my daaroor, waarom kan 'n goeie produk steeds onsuksesvol wees? Dis 'n baie belangrike vraag wat jy vir jouself moet vra as ons kyk na produkbeleid. So wat kan julle dink, hoekom sal 'n produk onsuksesvol wees? Dit kan gebeur wanneer die produk swak ontwerp is, die verpakking nie werk nie, die handelsmerk nie herkenbaar is nie, of die teikenmark se behoeftes is nie reg nagevors nie, dan kan 'n produk onsuksesvol wees. So,
As ons kyk na produkontwikkeling, die proses waardeur 'n onderneming 'n nuwe produk ontwikkel en 'n bestaande produk verbeter, dan kyk ons na die onderneming begin deur 'n behoefte te identifiseer, daarna word 'n teikenmark nagevors, die produk word dan ontwikkel en verbeter, laastens word die produk dan getoets en bekendgestel. Die onderneming moet altyd vir homself vra, wat benodig die teikenmark? Wat verkies verbruikers? Wat bied die mededingers reeds aan? So jou kompetisie, wat bied hulle reeds aan wat jou produk nie het nie of nie doen nie? En dan hoe kan die produk verbeter word? So, as ek vir julle moet vra, tieners oor die algemeen, julle vind ontbytprodukte vervelig. Watter veranderinge sal julle kan 'n onderneming maak om dit te verbeter by die teikenmark? Wat sal julle doen om dit, want julle is die teikenmark, julle is die tieners, wat sal julle doen om daai produk beter te maak? So as julle kyk na dit, as julle dink daaroor, die onderneming kan dalk nuwe geure ontwikkel, kan die produk kleiner of makliker wees om saam te dra, soos hulle het altyd seker klein cute, as ons kyk spesifiek na staffies, of even daai pappies, daai klein pappies, hulle het seker klein pappies naderhand gemaak, sodat jy dit makliker in jou handsak of in jou tas kan sit, skooltas kan sit, Fruit Loops wat jy uit die boksie uit eet, so dit is, jy kan dit altyd die produk kleiner of makliker maak om saam te dra, die bestanddele of voorkoms kan julle verander, so die produkontwikkeling, omdat die onderneming die produk verander om beter by die teikenmark se behoefte te pas, dit is wat ons na kyk, produkontwikkeling, die fisiese produk binne daai papiertjie, wat gaan ons doen om die produk te ontwikkel? Dan die tweede element is produkontwerp. Produkontwerp verwys na die produk se voorkoms, kleur, grootte, die funksionaliteit, die bruikbaarheid, die veiligheid daarvan. So as ons kyk na die voorbeeld, 'n skoolsak met verstelbare of gestopte bande, die ontwerp vir gemak en prakties. Dink aan daai voorbeeld. Maar kan 'n produk, so die vraag is, kan 'n produk aantreklik lyk, maar steeds swak ontwerp wees? Ja, die antwoord is altyd ja met dit. Enige produk kan mooi wees en kan oulik wees, maar 'n produk kan mooi lyk, maar moeilik, ongemaklik of onveilig wees om te gebruik. So mens moet altyd die produk ontwerp 'n ernstige kyk na dit, laat daar nie onveiligheid is rondom dit nie, of dit moeilik is en of dit ongemaklik is vir die verbruiker nie. As ons kyk na die derde element, is verpakking. Verpakking is die houertjie, die materiaal waarin die produk aangebied word, dit beskerm die vervoer en die stoor daarvan, so dit is die omhulsel van die produkkie, en hy bied vir ons die inligting aan wat daar is, die gerief, hy identifiseer vir ons die produk, hy maak die produk vir ons mooi lyk, so dit is die verpakking, dit is net die omhulsel, die houer, die materiaal waarin die produk inkom. So, as ons kyk na 'n voorbeeld, is die Simba skyfies kleurvol, dit is ligtig, dit dui die geur aan, dit beskerm die chippies, want hy is altyd opgeblaas, en daai gaan nou weer in 'n boks in, so met vervoer, so die verpakking by die Simba chippies is altyd mooi deurgedink, en daar's regtig aandag aan dit gegee, om die produkte beskerming en om die produkte bemark. So, waarom is 'n verpakking meer as net iets wat die produk mooi laat lyk?
Dit beskerm die produk en gee belangrike inligting. So, wat dit belangrik maak van 'n verpakking is die verpakking moet dus altyd aantreklik, prakties en beskermend wees vir die produk. Ons laaste element is die handelsmerk, dis ons vierde ouetjie. Die vierde element is handelsmerk. 'n Handelsmerk is 'n naam, is die naam, die simbool, die kleur, die logo, of enige kombinasie daarvan. So wat die produk herkenbaar maak. As jy na Ouros byvoorbeeld kyk, Ouros is daai helder oranje koeldrankies en hy daai ou Ouros mannetjie op. So almal weet dit is die handelsmerk vir Ouros. En wat gepaard gaan met 'n handelsmerk is altyd die loyaliteit wat daai handelsmerk het. Mense kan makliker eerder duurder betaal vir die handelsmerk, net omdat dit die naam is en die kleur is en die logo is en hulle ken dit, want hulle vertrou dit. Dit skep vertroue aan 'n produk. 'n Handelsmerk skep vertroue aan 'n produk. So, baie verbruikers sal eerder duurder betaal vir daai handelsmerk as wat hulle goedkoper sal betaal vir dieselfde ding. Want dis kliënte lojaliteit ontwikkel so. Dit dra 'n bepaalde beeld oor, mededingende voordeel word dan geskep. Dit is uiters belangrik dat ons handelsmerk van die begin af die produkbeleid ondersteun. So, waarom kies verbruikers soms 'n bekende handelsmerk bo goedkoper ene? Ons kom weer terug. Dit kom terug na verbruikers ken die produk en vertrou die produk en vertrou die handelsmerk. Daarom vertroue kan 'n aankoopsbesluit beïnvloed. Dis hoekom jy altyd, as jy die onderneming is wat hierdie produk bekendstel, dis jou produk, moet jy altyd seker maak, jou handelsmerk lei nie negatiewe skade nie. Jy moet weet wat aangaan in jou onderneming en by jou produk. So, as ons na ons produkbeleid se 4 elemente kyk, so die produkontwikkeling vra wat die teikenmark is, en ek wil hê julle moet asseblief oplet na hierdie skyfie, want ons gaan hierdie nou toepas, en hierdie is 'n recap, so let net vir my mooi op met hierdie skyfie ook. Produkontwikkeling vra wat die teikenmark benodig en hoe die produk verbeter kan word. Word die ontwerp handel oor hoe die produk lyk, werk en gebruik word. Die verpakking beskerm, bied inligting oor die produk aan, waar die handelsmerk maak die produk herkenbaar en onderskei dit van jou kompetisie of van jou mededingers af. So, julle gaan met hierdie 4 elemente nou 'n praktiese produk vir my, dit op 'n praktiese produk toepas. So, jy moet hierdie 4 elemente 100% verstaan, sodat ons kan aangaan met hierdie les. Het enige een van julle vra, asseblief, laat weet my as julle vra het, julle kan my e-pos, en dan hanteer ons dit van daar af. So, kom ons kyk na ons produk. So, hierdie produk is Fresh Fuel. Die produk het hulle klaar uitgebring, en hulle het na ons toe gekom, en dis waar ons nou bemarkingskonsultante gaan wees, en ons gaan vir hulle moet terugvoering gee, en hulle sê vir ons, wel, hulle het nou reeds gehoor, daar's 'n paar probleme wat hulle geïdentifiseer het. Die produk is 'n gesonde graanstafie vir hoërskoolleerders, en die teikenmark is leerders van graad 8 tot graad 12, maar die probleem wat party van die leerders vir hulle gebring het is, hulle sê die verpakking skeer maklik. Hy maak hom oop en dan skeer hy sommer heeltemal uitmekaar uit, en die graanstafie is verskriklik groot, en sodra hulle hom byt of aan hom begin vat en werk, dan krummel hy sommer uitmekaar uit. So hy verkrummel uitmekaar uit, hulle kry hom nie eers in hulle mond gesit nie, want alles val.
So die handelsmerk is net en hulle word nie maklik deur teikenmark deur hulle teikenmark wie die hoërskoolleerders word, hulle herken dit nog nie. So kyk mooi vir my na die produk en dan wil ek hê ons moet bespreek hoe gaan ons hier aan ons kliënt Freshfuel, hoe gaan ons vir hulle terugvoering gee oor hierdie. So ons gaan eerste na die 4 elemente kyk en ons gaan moet kyk hoe gaan ons dit toepas. Hoe gaan ons hierdie 4 elemente toepas? Die onderneming kan, so as ons na produkontwikkeling kyk, dan kyk ons na, dan moet ons onsself vra, watter veranderinge kan aan die graanstafie gedoen word om dit gesonder of meer aantreklik te maak. Onthou, produkontwikkeling is dis die graanstafie self, dis die dingetjie binne, die baar binne die verpakking. So, wat se veranderinge kan ons doen hierson? So die onderneming kan die bestanddele, die geur, die voedingswaarde van die graanstafie verbeter om dit gesonder te maak en aantrekliker te maak vir hoërskoolleerders. Soos hulle kan byvoorbeeld minder suiker gebruik, meer proteïene maak vir hierdie atlete, veral hierdie rugby spelers, want dit gaan vir 'n rugby speler of atleet meer aanloklik wees as die baarstofie sê, hier's meer proteïene in, of die netbalspan en jy sê vir hulle hier's vrugte in. So dit is hoe ons dit meer by die produkontwikkeling meer aanloklik kan maak. As ons kyk na die tweede element wat ontwerp is, ontwerp kyk ons na watter ontwerpveranderinge kan Freshfuel geriefliker en duursamer maak. Weereens, dis die stafie daar binne, dis nog nie die verpakking buite nie, ons praat spesifiek van die produkontwerp. So, hulle het vasgestel dat die graanstafie is baie groot en vet en hy verkrummel maklik. So, hoe kan ons daai ontwerp beter maak? Ons kan die stafie dalk net kleiner maak, nouer maak, korter maak, en ons kan hom stewiger maak, so 'n bietjie meer heuning insit, sodat hy meer kan vasgom aan mekaar. Heuning is daarom ook gesond, en ons kan sê minder rietsuiker, en ons gebruik heuning van die natuur, en dis ook 'n goeie bemarkingselement wat ons daar kan inbring. En dan die derde element wat verpakking is, produkverpakking is, nou kyk ons na die omhulsel van waar daai graanstafie in is. En ons moet vra vir onsself, watter verpakking sal beter beskerm, geriefliker en aantreklikheid bied? Want wat hulle ons nou geïdentifiseer het, is toe hulle die graanstafie oopmaak, dan skeer hy sommer uit mekaar uit. So wat gaan ons doen om daai verpakking beter te maak? Wat ons kan doen is, ons kan die voorstel gee is, baie eenvoudig eintlik is, gebruik 'n sterker ligdigte omhulsel, wat maklik oopstrook, so amper soos 'n ziplock, sakkie in Engels is die woordjie ziplock, jy kan hom dalk oopmaak en jy kan die staf uithaal, en dan kan jy hom ook met produkontwikkeling of produkontwerp, kan jy ook 'n stukkie afbreek en jy kan hom terugsit, en dit kan ook 'n bemarkings punt wees wat jy kan maak is, ja, ons verpakking kan oopmaak en hy kan toemaak, en hy seël mooi, so jou stafie sal nie seer kry nie. So, dit is wat ons met verpakking kan doen, en dan as ons na ons vierde element kyk ons na die handelsmerke. So, die handelsmerk is, watter verbetering kan Freshfuel se handelsmerk meer herkenbaar en aantreklik maak? So, wat kan ons doen daarso, of aanbevelings kan ons maak, om dit meer aanloklik te maak vir die teikenmark? En wie is die teikenmark? Julle. Dit is hoërskoolkinders. So, as jy na daai verpakking gekyk het, en daai handelsmerk gekyk het, en die logo gekyk het, was dit vir julle aanloklik? Ek sal nie sê dit is nie, want toe ek dit na dit gekyk het, toe lyk dit vir my bietjie soos 'n
ouma rask koekie of beskuitjie. En ek dink nie 'n hoërskoolkind sal noodwendig daarvan hou nie, want ek dink julle soek meer kleurvolle en exciting bewoording en dit moet cool lyk. So ek sal sê hulle kan aandag gee aan die logo, aan die kleurkombinasie, hulle kan die naam dalk duideliker maak. So dit is al hierdie voorstelle wat jy dan aan 'n kliënt moet kan aanbied as jy dan ook 'n bemarkingskonsultant is en ons kyk na die produkbeleid se 4 elemente. So, julle het nou die inhoud geleer en saam op Freshfuel toegepas. Nou gaan ons toets of elkeen van julle dit self kan doen. Welkom by Brand Battle, produkbekendstelling. So Freshfuel verkoop swak, hulle verkope is swak en julle taak is om as bemarkingskonsultante die produk te red. So ons het nou redelik in diepte gegaan oor dit, maar nou gaan ons dit toepas. Nou gaan julle elkeen dit self toepas vir my. So julle moet die probleem identifiseer en die beste besluit neem. Die vraag word geleidelik moeiliker. Eers identifiseer julle die probleem, dan kies julle die beste verbetering. Laastens moet julle die produk red deur meer as een probleem te ontleed. Onthou, korrektheid is belangriker as spoed. So, nou gaan ons, julle gaan julle selfoon uithaal, want ek het met julle dit voorheen gereël, en ons gaan, ek gaan vir julle 'n QR code gee, so maak julle, haal julle fone uit, maak vir my Kahoot oop, ek gaan vir julle nou 'n QR code gee op die skerm, en dan tik jy vir my jou naam in, en dan wag jy ons dat almal aangesluit is, en dan gaan ons begin, en julle gaan dit asseblief by julle self doen, julle gaan nie by jou maatjie kyk nie, en dan vat ons dit van daar af. Hier is my juffrou skerm, en die QR code is op die skerm, ek wil hê julle moet asseblief net vir my die QR code scan, en dan gaan hy jou dadelik na Kahoot toe vat, en dan maak jy net vir my Kahoot oop, en dan gaan julle vir jou 'n nickname kies, sit asseblief vir my jou naam en van in, sodat ek weet wie jy is, en dat ons kan kyk wie doen wat en hoe doen julle almal. Ok, dan sê jy vir my go, en daar kan ons op die juffrou skerm sien, Natasha is op, en Alonza is op, en dan gaan juffrou nou hierso begin met die speelietjie, en sy gaan sê start, en hier begin ons speelietjie. So, julle sal sien op julle selfone, sê dit get ready, die game load, en hier begin, en almal doen vir my julle eie werk asseblief. Okay, so die regte antwoord daarso was produkontwikkeling, ouens. So, Freshfuel is te groot en dit krummel maklik, watter element van die produkbeleid word geraak. Die krummel van die produk, dis die produk self, dis die produkontwikkeling. Okay, nou gaan ons na die volgende uitjie toe, as jylle reg, merk jy gereed, gaat ons. Skies, die scoreboard is, Alonza, jy het dit vinniger gedoen as Natasha, so jy lê bo. Die volgende vraagie is op julle skermpies, en hier gaat ons. Ons oukies het goed gedoen, die Freshfuel se verpakking skeer maklik, watter element van die produkbeleid word geraak, en dit is die verpakking. Ons gaan na die volgende vraagie toe, nee, ons gaan eers nou kyk wie doen wat. Alonza, jy is baie vinnig vandag.
is daar so ouetjies. Azai, en ons antwoord het allemaal reg, en het is die logo, die kleur, sê klaar vir ons, dis die handelsmerk, sy element. Kom ons kyk wie het wat gedoen. Ai, hierdie Alanza's baie vinniger as Natasha. Baie goed, Alanza. Alanza. Ek Alanza. O, hier is 'n true of false, waar of false ouetjies, so hy's bietjie anderste. Okay, so ons kyk na, is die verpakking sal die probleem oplos, fresh fuel. So kom ons kyk. Ai, Natasha daarom enetjie vinniger gedoen. Die volgende vraagie is op, ouens. Azai. Antwoorde is in. Ai, Natasha is nog steeds bo. Volgende vraag is op, julle. En ons is reg. So die omhulsel is moeilik om oop te maak en hou die produk nie vas nie. Wat is die beste oplossing? Gebruik 'n ligdigte omhulsel met 'n maklike oopmaakstrook, is 'n ziplock sak element wat ons daar insit. Kom ons kyk. Natasha loop daarom nog voor. Hier is ons volgende vraagie, julle. Ag nee, ek het hom verkeerd, hy is incorrect, want Fresh Fuel verkoop steeds swak. Dit is die groot en die handelsmerk staan nie uit nie. Wat is die beste oplossing? En ons antwoord wat ons daar moes kry is verbeter die ontwerp en die handelsmerk. Alanza het hom ook verkeerd gehad, sien ek. Hey, Alanza. Okay, volgende ouetjie. So Fresh Fuel se bestanddele is reg, maar die teikenmark se behoeftes is nie nagevors nie. Wat is die kernprobleem? So ons regte antwoord daar is die swak produkontwikkeling wat plaasgevind het. Kom ons kyk wie het wat gedoen. Drumroll, guys. Tweede het ons vir Alanza. Linza. En eerste is Natasha. Genade. Dankie toch, Natasha. Jy ken jou 4 elemente. Good job. Kom ons kyk gou na, ek gaan vir julle 'n feedback ouetjie stuur en dan wil ek hê julle moet asseblief vir my feedback ook gee.
oor hoe voel julle oor hierdie speletjie? Is dit iets wat julle wil hê ek moet weer in ons lesse, meer in ons lesse inbring? Hou julle daarvan? Kom ons kyk gou wat sê die klas. Almal hou van die speletjie. Die outcomes was lekker, so julle het ietsie geleer. Ja, julle wil dit rekom en julle almal is bly en gelukkig daaroor. So ons gaan 'n konsensus is, ons hou daarvan en dan gaan juffrou dit meer in ons lesse inbring. Dankie oudjies, kom ons gaan gou vir my terug. Julle kan nou julle fone vir my wegbere. Dankie. Okay, en ons is terug na ons speletjie. So uit die speletjie het ons gesien dat goeie besluite oor ontwikkeling, ontwerp, verpakking en handelsmerke 'n produk sterker maak. Dit help die onderneming om aan verbruikersbehoeftes te voldoen, uit te staan en 'n mededingende voordeel te verkry. So ons voldoen aan die verbruikers se behoeftes, ons kan onderskei tussen die mededingers en ons bou 'n mededingende voordeel. So om te bevestig kan ons sê 'n sterk produkbeleid help die onderneming om 'n produk aan te bied wat verbruikers wil hê, maklik wat verbruikers maklik kan gebruik en herken. Dit kan veroorsaak dat hulle die produk bo mededingers, so jou kompetisie se produkte kies, en dan so al 4 daai elemente, kan julle net gou weer vir my, sê sommer vir jouself net gou al 4 produkbeleid, so gee vir my al 4 die elemente. Ons het saam produkontwikkeling, produkontwerp, verpakking en handelsmerk. Julle moet altyd daai 4 elemente onthou, dit val onder produksbeleid. So ek dink die speletjie was baie was aktief geweest, julle het mooi deelgeneem, dankie daarvoor. En ek het gesien met julle terugvoering, julle verkies dat ons meer sulke speletjies speel. Tuisuitdaging. So julle kan Brand Battle weer by die huis gaan speel. Julle kan hierdie QR code skandeer en dan of julle kan die skakel daaronder gebruik, en dan kan julle of julle kan net direk na Kahoot toe gaan en dan Brand Battle gaan intik, en dan kan jy die speletjie as by jouself op jou eie tempo weer gaan speel. Seker maak jy verstaan die vragies en jy verstaan die inligting wat deurgegee is. Vandag het julle geleer dat 'n produk nie slegs suksesvol is omdat die produk self goed is nie. Die onderneming moet ook die regte besluite neem oor ontwikkeling, ontwerp, verpakking en handelsmerke. Hulle moet mooi dink en hulle moet alles in diepte gaan bestudeer. Die 4 elemente van die produkbeleid is uiters belangrik vir enige onderneming om die regte besluite oor hulle produkte kan neem. Baie dankie vir julle deelname vandag en julle terugvoering. Ek waardeer dit opreg en dan sien ek julle vir die volgende les.